van U is deel van ons, Here. En U ken ons behoeftes, U ken ons begeertes. Daar is niks van ons omtrent ons wat nie by U bekend is nie. En daarom is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om net aan U die lof en die eer te kan bring vir dit wat U reeds gedoen het. En vir dit wat U mee besig is in elkeen van ons se lewe, Here. Sonder U is ons verlore. Yes, Lord. Maar saam met U is ons tot alles in staat deur die krag wat U vir ons gee, Here. U genade is groot en U liefde is wonderlik en U salwing en U seëning is dit wat die heel breek. En daarom dank ons U vir U salwing vanoggend in hierdie plek. Dankie Here dat elke boete en elke sussie wat die tyd uitgekoop het vandag met U ontmoeting sal hê. Ek bid Heilige Gees dat U deur hierdie plek sal beweeg en elke behoefte en elke begeerte sal aanspreek. Baie dankie Here vir groot guns wat ons uit U hand ontvang. Dankie Here vir die genade wat onbeskryflik groot is, vir U liefde wat ons geensins in woorde kan omskryf, Here. U is goed en ons eer U en ons waardeer U, Here. Baie dankie vir elke onuitgesproke versoek wat ek nou voor U voete kan kom lê. Here, daar is hartseer, daar is smart, daar is teleurstelling, daar is huwelike wat aandag nodig het, daar is verhoudings wat aandag nodig het, daar is finansiële krisis in mense se lewe, daar is omstandighede wat nie die knie wil buig, Here. Maar ek bid in die naam van Jesus, dat U elke versoek en elke gebed vanoggend aanhoor, Here. Daar waar onuitgesproke versoeke is dit reeds by U bekend, alhoewel dit by ons onbekend is, Here. U weet wat ons nodig het. Dit is by U bekend, Here, want U maak bemoeienis met elkeen van die kinders. En dan is dit vandag ook vir ons 'n voorreg, Here, om hierdie volgende versoeke voor U voete te kom plaas. Ons bid vir klein Xavier, Here, dat U hom sal aanraak, daar waar hy in die hospitaal is, dat die liggaam, siel en gees sal aanraak, dat hy daar sal groei, en dat hy daardie wonde sal aanraak, dat hy daardie genesing bewerkstellig, Here, dat dit spoedig en volkome sal geskied, Here. Dan bid ons ook vir ouma Emmy, ons bid die Hemelse Vader, dat hy ook daar sal ingryp in omstandighede. Dan wil ons broer Rudy in die opdraai, Here, ons bid vir sy heup en vir die liesbreek, ons bid dat hy ook daardie been aanraak, Here. Ek sien hoe sukkel hy om in die bus in te klim, en hoe hy sukkel om uit te klim, maar hy is hier, Here, en dis wat saak maak, en ons glo dat wanneer ons deel doen, dan sal U doen wat U beloof het om te doen. Daarom spreek ons volkome genesing uit oor wie se liggaam. Dankie Here dat U daai heup aanraak, dat U die liesbreek aanraak en dat hy sommer spoedig sonder enige pyn en sonder enige ongemak sal wees, Here, want ek bestraf dit, ek kanselleer die pyn en die ongemak in Rudy se liggaam in die naam van Jesus. Dit bid ook vir Stefanie, Here, wat uitgevind dat sy swanger is, Here, dit is net U wat lewe gee, dit is net U wat swangerskap wat plaasvind, Here, en ons prys U wonderlike naam, en ons bid dat alles sal goed afloop vir die mamma, sowel as vir die babietjie, Here. Baie, baie dankie, Here, dat ek ook my vrou nie kan opdra, dankie dat U van Magda aanraak, dankie vir genesing wat in plek om, Here, ons bid dat dit volkome sal wees en dat dit spoedig sal geskied, Here. U weet hoe lang sy al vashou, U weet hoe lang sy al swaar kry, en dit breek ons hart, want ons weet, U kan, U wil en U sal, ons wag net vir die tyd dat dit gebeur, Here, en ons eer U, ons sal nooit nalat om te getuig vir U goedheid en U grootheid, Here. Baie, baie dankie vir dit wat U reeds gedoen het, elke boetie en sussie wat hier is, dankie dat U Hendrik aangeraak het, dankie Here dat hy ook môre die hier sal kry wat hy verwag, Here, dat dit met hom sal goed gaan, dat hy vingers sal herstel, en dat hy net weer sy werk sal voortsit, Here. Baie dankie vir elke ander persoon wat eers vandag wat 'n behoefte het in enige iets, Here. U ken hulle harte, U ken hulle gedagtes, en U weet ook wie wat nodig het, en wanneer hulle nodig het. Ons prys U vir U ingryp, Here. Dan wil ek ook net vir sê, dankie Here vir die voorreg wat ek het om vandag die woord te mag bring. U weet dat ek dit nie op my eie krag kan doen nie, daarom bid ek nou dat U my die insig gee, die wysheid gee, die vermoë gee om hierdie woord oor te dra, soos wat U dit aan die kinders wil gee, Here. Daarom bid ek dat jy in die voorgrond sal kom, dat op die agtergrond sal verdwyn, Here. En dat die naam van Jesus verheerlik sal word vandag, en elke woord van die wat hierdie kant sal uitgaan. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here, ons het die Here verlaat om die plek. Die Here ken jou behoeftes, die Here ken jou begeertes, die Here ken ook jou eensaamheid, hy weet wat jy deurgaan, en God sal voorsien in elke behoefte, sê ons in sy woord. Amen. Amen. Dit is nie nou tyd om te snoes nie. Dit is altyd voordelig om wakker te word voor jy opstaan. Party mense staan eers op en dan hier met die daksel, dan word hulle wakker, né? Ja, prys die Here. My liewe broers en susters, jy weet ek is maar ou wat aan die woord getrou is, ek is getrou in God se woord.
En partykeer moet ek tone trap, ander keer sê ek vir jou, daar is goeie toekoms vir jou in stoor, hou net goeie moed, en ek sê by die Here op my hart om te sê. So, as ek nou vandag op jou tone trap, get safety boots, of verander jou leefstyl. Eerstens wil ek net begin met 2 Timoteus 3 vers 16. Net dat ons op dieselfde bladsy kom. Hierdie ken julle almal, maar ek lees dit weer eens, want ek wil nie ons moet te gewoond raak, om net te dink ons weet nie. Die hele skrif beteken van Genesis tot Openbaring, stem julle met my saam. Dis mos die hele skrif. Is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig. Wat hier staan is die waarheid. Dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, as er hierin staan, is hoe dit moet wees. Stem julle saam? Amen. Dit wat hierin staan, hoe jy moet optree, dis hoe jy moet optree. Nie op 'n ander manier nie. Want as jy uitlynheid is met dit wat hier staan, is jy verkeerd in God se woord, dis sonde. Amen. Nou dat ons op daai selfde bladsy was, kan ek vandag ons ding aanspreek, soos ek gesê het, ek maak nie verskoning vir wat ek moet preek nie. Ek gaan op party mense se tone trap en ander mense gaan vir die Here kan dankie sê dat hulle nie in dieselfde situasie is nie. Maar ek moet met julle deel wat God op my hart gelê het. En vandag gaan ek praat oor 'n netelige saakie. Luiheid. Lui mense. Luiheid. En ek gaan vir jou skrif gee. Dis nie my opinie nie. Dit wat hier staan is deur God geïnspireer. Dis God se woord vir elkeen van sy kinders. So dis nie ek wat met jou raas nie. Ek is nie om te veroordeel nie. Maar ek is hier om met liefde te vermaan. OK. Vermaan met liefde sê die woord. Ek doen dit met liefde. Kyk jy smile op my gesig. Nie vir julle, ek is kwaad vir niemand nie, maar ek moet sê wat God op my hart lê om te sê. Stem julle met my saam? Right, dis nie 'n verskoning nie, ek waarsku jou net. Sit jou seatbelt aan. Anders ben jy net in die kurwel kom tik. Spreuke 6 vers 6 tot 11. Gaan na die muur, luiaard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie. Hy het nie 'n opsigter of 'n regeerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard? Wanneer gaan jy opstaan? Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie hande vou en bly lê. En daar oorval armoede jou soos 'n rower. Daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. Wow. Met ander woorde, as die armoede jou gaan oorval soos 'n rower, behandel 'n rower jou mooi. Hy gee jou pak slaan, hè. En 'n inbreker wat jou oorrompel, doen hy dit met liefde. Hy gee jou pak slaan. 'n Rower of 'n inbreker gee hom om hoe jy voel. Luiheid, worry ook nie hoe jy voel nie. Maar jy is die een wat die pak slaan gaan kry. En dit is toch so, ek is self skuldig daaraan, maar daarom is daar perke aan. Daai laaste bietjie wat jy kan lê voordat jy opstaan, is toch die lekkerste, is dit nie? As hy wekker sê, kits, dan weet ek moet op, want ek moet die boodskap stuur in die oggend. En as ek nou klaar is met alles, en ek het nou gedoen wat ek moet doen, dan gaan ek so 'n bietjie daar agter mamma se rug. Daai is toch die lekkerste gedeelte. Net daai bietjie lê en dat jou dag voor jou afspeel, laat jy jou dingetjies beplan en laat jy net reg is wanneer jy die bed uit opstaan, né? Maar ons moet waak daarteen om aan hierdie versoeking om te bly lê toe te gee. Jy kan nie net bly lê nie. Julle weet my, julle nog almal hier. God het aan ons 'n rusdag gegee. Hy sê 6 dae moet jy werk. Die 7de dag moet jy rus. My Bybel sê nie, jy moet rus vir 'n week. Jy moet nie 'n week gebruik vir 'n rusdag nie.
Daar's een dag wat jy moet gebruik van die week, nie die hele week nie. Wanneer lei het jou verhinder om jou verantwoordelikheid na te kom, my liewe broer en suster, is dit sonde. Want die Bybel sê, doen wat jou hand vind om te doen. Hoe kan jy enigheid doen as jy net in die kooi bly? En ek is baie streng as dit kom by dit. My vrou was baie siek, sy was baie seer, maar ek het geweet, sy gaan vir my kwaad wees, maar ek moes op 'n stadium vir haar sê, luister, hierdie is 'n siek bed, want hy hou jou siek. As hy jou gesond gemaak het, het ek sê, is 'n gesond bed. So jy moet uit die bed uit opstaan op 'n stadium, en sy was vir my kwaad. Maar dit het nie lank gehou nie, want die oomblik toe ons saam begin aan die gang kom, en haar liggaam begin oefening kry, toe word die herstel net beter. Maar dit is 'n ding wat binne 'n mens se gedagte is van, ek is nog nie reg nie, ek is nog nie lus nie, of ek kan nog nie, of ek het nog te seer. Maar sy het 'n verskoning gehad, en sy kon bly lê as sy wou, en dit sou 'n aanvaarbare verskoning gewees het. Daar is mense wat bly lê, net om hulle te lei is om op te staan. God het elkeen van ons 'n gesonde verstand gegee. 'n Verstand wat kan dink, is 'n geskenk van God. Is dit nie so nie? As jy die ability om te kan dink, om te kan oordeel, om te kan verstaan, dan het jy beter af as baie ander mense wat nie daai vermoëns het nie. Hy het jou verstand gegee wat kan dink. Dis 'n geskenk van God. God het jou die vermoë gegee om iets in die lewe te kan bereik, daarom het hy jou gesonde verstand gegee. Wanneer jy net te lui is om te lewe en net rond lê, dan sal jy nooit jou potensiaal bereik nie. Dink jy is Mike Tyson as 'n klein laaitjie opgestaan het en hy het gehoop om 'n bokser te word, maar hy het nie in 'n paar fights betrokke geraak nie en het nie later aan ingeskakel by 'n boksklub. Dink jy hy sal wêreldkampioen gewees het? Nee. Hy sal 'n kort ouetjie met 'n groot boep gewees het wat niks in sy lewe bereik het nie. Want hy sal te lui gewees het om te lewe. En daar is mense wat so lui is om te lewe dat hulle sterf. Jy moet jou potensiaal bereik, want God het jou die vermoë gegee. En wanneer jy net te lui is en wanneer jy net wil bly lê of jy sit, couch potato, jy pas die TV op, so jy, op wat jy gaan skoor, is jy hoef nie versekering te betaal vir jou TV nie, want niemand gaan kan steel nie, want jy pas homself op. Maar jy gaan nog steeds geld nodig hê vir die water en ligte, vir die telefoon. So jy moet werk om daai goede te kan bekom. Anders gaan jy net 'n TV hê. En jy gaan onder 'n boom sit sonder elektrisiteit, want jy gaan nie huis hê nie, jy gaan nie dak oor jou kop hê nie. Wanneer jy nie iets wil doen nie, of dink jy kan nie, dan impliseer jy dat God jou nie gebless het nie. En die woord sê tog, God gee aan elkeen soos hy wil, wanneer hy wil. Nou sê jy, maar ek het nie my share gekry nie, want ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. Met ander woorde wat jy sê, die Bybel is verkeerd. God het die waarheid gepraat nie, want jy het niks gekry nie. Jy het niks van waarde gekry nie. Jou talente, die Bybel sê elkeen van ons het talente, ons het nie dieselfde talente en dieselfde hoeveelheid talente nie, maar ons het talente. En as dit jou talent is om kos te maak, dan maak jy kos. As dit jou talent is om kerkskool te maak, dan doen jy dit. Elkeen van ons het talente, en ons moet daai talente benut, tot ons volle potensiaal. Dan moet jy ook jou natuurlike bekwaamhede benut. Party mense is sterk, jy kan 'n sak sement ronddra vir iemand anders wat nie 'n sak sement kan ronddra nie, dan het jy iets gedoen ten gunste van God se koninkryk. Nie ten koste nie. Tot voordeel. Jou natuurlike bekwaamhede, soos ek gesê, dan geestelike talente word misken. God het jou bidder gemaak, maar nou bid jy nie. Jy gaan nie deur die doopbad en sê, Here, ek wil asseblief ook nou in tale praat. Nou gee God dit nie vir jou nie, dan dink jy, ja, die Here is nie lief vir jou nie. Maar die Here weet hoeveel jy bid. As jy nie eens in Engels of Afrikaans kan bid, hoekom het hy jou ander taal gee? Leer jy om jou eie taal te bid, dan sal God jou ander taal gee om te gebruik. Amen. Amen. Jy dink miskien nie, ek het niks van daai goed nie. God sê nee. Tot hier, dit stop hier vandag. Want vandag kry jy 'n boodskap wat jy nooit sou kan sê jy nie gehoor het nie. En eintlik moes jy almal julle foon uitgehaal het en die boodskap opgeneem het vandag. God het vir jou talente en bekwaamhede gegee, wat jy nie gebruik nie. Dit lê dormant. En dit is jou plig om dit te gebruik. En te ontwikkel. En indien jy dit nie doen, is jy ongehoorsaam aan God. Amen? Amen. En ongehoorsaamheid aan God is sonde.
as jy weet wat God wil hê jy moet doen, jy doen dit nie, dan is jy opsetlik besig om 'n misdryf te pleeg. Jy doen sonde, want jy is moeswillig, hardnekkig. Dis sonde. Met ander woorde, as jy God misken en die talente wat jy gegee het omdat jy lui is, dan sê jy, ek is nie lui nie, ek is net nie so gebless soos julle nie. Nou ek het baie ouens gesien, wat miskien nie verstandelik gebless is, soos ander mense nie. Maar jy kry nie 'n beter mechanic of 'n beter panelbeater as daai ou nie. Want hy het sy talent ontdek en ontwikkel. Daai tyd toe in die konstruksie was, het ek ouens gehad wat 'n besem stoot en ander ouens wat paving doen. En ek het nie dat die ouens wat die plaghuis teen en neer lê, die besem vat nie. Want dis daai ou se werk. En ek wil hê daai ou by die besem stoot moet voel, hy is die ou by die besem die beste stoot, en want dan stoot hy dit tot die beste van sy vermoë. Elke ou wat 'n werkie doen vir God moet weet dat hy dit tot die beste van sy vermoë doen, want dan beteken dit iets vir die koninkryk van God. Dit beteken jy moet van jou agterend af opstaan, of jy moet uit jou bed uit opstaan, en jy moet begin werk aan dit wat God vir jou gegee het. Ons kan nie net voor hy TV sit nie. Ek sê altyd, dit help nie, jy print vir jou 'n klomp CV's en hulle lê langs jou op die bank nie. Jy gaan nie 'n werk kry nie. Jy moet stap en hy CV's uitdeel, want God sien 'n poging, en wanneer jy die mense laat weet dat jy op soek is na 'n werk, dan kan hulle vir jou die geleentheid gee. Wanneer ek iemand gaan optel langs die straat om my te help, dan soek ek nie 'n ou wat lê 10 uur in die oggend onder die boom en slaap nie. Inteendeel, wanneer ek 'n ou vat om saam met my in 'n bakkie te kom omdat ons gaan werk, dan is 'n ou wat rond staan. Hy sit nie eers nie, want as hy nou al sit, gaan hy sit op die job op. Dit moet 'n ou wees wat lyk of hy wil werk. Want as jy saam met my werk, dan moet jy buig, want ek werk. Daar's nie speletjies nie. Jy eet as jy tyd kry, of as ons klaar gewerk het. En dis nie dat ek lelik is nie. As ons op pad is werk, toe kan jy jou kos eet as jy honger is. Maar as ons by die werk is, werk ons. Mense het lui geword. Mense kan nie meer werk soos die ou mense nie. Jy moet jou liggaam ontwikkel. Jy moet jou verstand ontwikkel. En jy moet jou verhouding met God ontwikkel. Dis nie goed wat self gebeur nie. Arnold Schwarzenegger het nie so gelyk omdat hy gedroom het om Mr. Universe en Mr. World te wees. Hy het geoefen om daar te kom. Exactly. Ontwikkel jou liggaam. Want hoe sterker jy is, hoe sterker word jou gees, hoe meer kan jy vat en hoe meer kan jy doen. Hoe minder jy doen, hoe minder wil jy doen. En wanneer jy begin doen wat God wil hê jy moet doen, dan sal die omstandighede verander. Want as iets of iemand nie verander nie, gaan omstandighede nie verander nie. As ek elke dag met my vrou lelik praat, dink jy sy gaan op 'n dag besluit sy gaan nou met my nice wees? Nee. Jy maai wat jy saai. As ek met my vrou lelik is, gaan sy met my lelik wees. En sy sê rooi kop, so ek kies om nie met haar lelik te wees nie. Sy is kwaai as sy kwaai is. Maar sy hoef nie kwaai te wees nie. Verstaan jy? So moet jy ook die mense om jou, die mense na in jou kinders. As jy vir jou kind elke dag sê jy's 'n moroon, gaan hy glo hy's 'n moroon. En gaan hy kind iets van sy lewe bereik. Hy gaan miskien die beste moroon in die blok wees, want jy herinner hom die meeste. Dis nie wat ons wil hê ons kinders moet wees nie. Ons wil hê ons kinders moet suksesvol wees. My kinders is suksesvol. My laaitjie was my eerste kind wat gebore is. Sy naam is Werner, maar dit klink nie soos hy nie. Ek het hom gesê Werner. Want Werner klink meer soos hy. En Werner het naderhand champ geword en hy is vandag nog my champ. Dit wat jy in jou kinders belê is dit wat hulle gaan kry. Dit wat jy belê in jou kinders, dit verseker vir hulle van 'n toekoms. Ons moet onthou, my liewe broers en susters, lui is 'n keuse soos enige ander sonde. Jy kies om te steel. Jy kies om te lieg. Jy kies om jou vrou of jou man te verneek. Jy kies dit is 'n keuse wat jy maak. Jy kies of jy gaan opstaan vanoggend of nie. Met ander woorde, as jy iets verkeerd doen in lyn met God se wil, is dit verkeerd, want dit is sonde. Sonde is sonde. En of jy nou iets steel en of jy te lui is om uit jou bed uit op te staan en iets te doen, dis sonde in God se oë. Want God het jou 'n gesonde liggaam gegee, maar jy wil nie daai liggaam gebruik om iets te doen nie. Jy wil net kyk hoe jy daai liggaam kan volprop met allerlei nonsens van die wêreld. Dis 'n keuse. Selfs in die natuur kan ons dit sien. Die leibok is een wat gevreet word, is dit nie? Daai meerkat kom uit daai gat uit. Lyk jy soos Joos van 'n
Daar agter die skram uitgekom het, nee. So jy is agter die skram so uitgepop het en jy kyk so rond, sê ek, lyk so meerkar hy mannetjie. Jy is van die Weste en hy verstaan. Jy moet rondkyk, anders gaan hulle vir jou vat. En hier soos in dieselfde lyn, meerkar kom in die gat uit, kyk jy rond. Enige ding wat groter is dan meerkat en wat vleis eet is, dis hom. As dit naby 'n dam is, moet hy oppas vir die waber en die krokodil. As hier in die vlakte is, moet hy kyk vir die arend en die valk. Hy man is honger. 'n Slang. Hy is dis vir hy meerkat. 'n Rooi kat of enige van die honde geslag. Hulle is dis vir hy meerkat. Enige ding wat groter as hy wil vir hom opvreet. So die mannetjie moet wegkyk. Daai arme hasie wat uit die gat uitgekom het, hy wil net gaan water drink, hy het niemand skade gedoen nie. Volgende oomblik kry hy wings, dit lyk of hy 'n Red Bull in het. Want die arend vir hom gevat. So as jy lei is in die natuur, dan gaan jy ten gronde. Ons is deel van hierdie skepping, ons is deel van hierdie natuur. As jy lei is, dan gaan jy ten gronde. Want wat goed is vir die natuur is goed vir God se kinders. God trek niemand voor nie. Dit beteken nie omdat ons in sy wil geskaap is, dat hy minder voel vir 'n dier as vir ons nie. Ons kan God aanbid, maar ons stel hom teleur. Het jy al gehoor van 'n aap of 'n rooibok wat God teleurstel? Nee, want hulle doen net waarvoor, soos wat hulle geprogrammeer is om te doen. God het ons 'n vrye wil gegee, en ons is die enigste spesies wat hom teleurstel. So tot in die natuur kan jy sien dat, moenie lui wees nie, moenie lui wegsteek nie. Early bird catches the worm. Nee. En dan is daar 'n paar kenmerke en eienskappe van 'n leier, en ek gaan dit vir jou noem. En as ek hierdie een sê, en jy sê, dat ek moenie hand opsteek nie, hoef nie. Maak net 'n nota hier agterkop, dat jy weet. Dis ek daar, nee. Wil nie opdragte uitvoer, wat iemand vir jou gee nie. As iemand vir jou vra om iets te doen, kap jy net 'n dowe, ek sien lusie. Jy laat geleenthede by jou verbygaan, want jy is te lui om bietjie moeite te doen. Soos, om by CV te gaan uitdeel. Ek het 'n CV, okay? Hoeveel CV's het jy? 100 CV's. Waar het jy dit uitgegee? Nee, dit is op deze. Great for you. Jy is te lui, jy gaan in die geleentheid by jou verbygaan. Hulle het 'n verskoning vir alles. Hulle soek 'n rede om iets nie te doen nie. Ek bedoel, dit beteken nie, iemand is altyd verkeerd, of jy is altyd verkeerd nie. As my vrou vir my sê, jy moet nou die garage gaan uitpak, en ek sien, maar het gaan nou reën, dan gaan ek nie nou die garage uitpak nie, want ek gaan dit nou weer moet terugpak, want het gaan reën. Maar ek weet, sy wil hê die garage uitpak, so môre as ek sien, het gaan die reën, ja, doen ek het. Beteken dit omdat ek het nie nou doen, dadelik nie, gaan ek het glad nie doen nie. Nee. En van mense wat my ken, sal weet, ek vra jou 'n ding een keer. Een keer. En as jy dit nie wil doen nie, dan doen ek dit myself. Ek het die Here, ek het niemand anders nodig. God het my 2 hande gegee, 2 voete gegee. Ek doen wat ek moet doen. Ek vra jou een keer, en dan is dit net omdat dit vir jou miskien makliker sal wees as vir my. Maar as jy dit nie wil doen nie, dan sê dit vir my, jy wil nie daai moeite doen, dan doen ek dit self. Ek het nie tot hier gekom, deur ander mense te hier te gebied nie. Ek doen dit self. Die Here het my die krag en die vermoë en die wysheid en die insig gegee om alles te kan doen. 'n Lui mens sal vir jou vertel hoe verveeld hulle is. Hoe eensaam hulle is. Niemand worry oor hulle nie. Niemand worry of hulle kos het nie. As hy vrou jy met mekaar kom was, dan gaan jy 'n paar rand gee, want hy is verskoning. Hy was nou so verveeld, hy kon doodgaan, maar nou het hy skielik iets anders gekry om te doen as hoe karakter was, nee. Sê van die billetjie van jou moet kom gras sny, dan sê jy, hey, papa kan huiswerk. Ek nie huiswerk, ek doen nou van sy huiswerk. Ek het dit ook opgeweeg toe ek jong was. Huiswerk, 3 houe. Wat gaan die langste vat? Daai 3 houe is baie minder moeite. Saak het brand vir 'n rukkie en ons het verby. Dan moet jy gaan ure sit en huiswerk doen. Dit brand vir 10 minute en ons het verby. Tyd opweeg teen mekaar, is dit die moeite werd om nie huiswerk te doen. Maar nou sê ek die mense moet die huiswerk doen nie, jy moet verantwoordelik wees, maar ek was ook 'n kind, né? Party mense word net nooit groot nie, hulle kom nooit by daai punt verby nie. Right.
Verskoning vir alles. Ek kan nie dit nou doen nie. Nee, pastoor, ek kan nie die kerk gaan skoonmaak. Jy weet, my nuffies agtertuinkinders kom miskien vandag van Joburg af. Jy ken nie eens daai mense nie, maar hulle gaan nou vandag vir jou kom kuier en jy moet kerk skoonmaak. Mense lieg sonder om 'n oog te knip. Hulle stel nie belang om iets te bereik nie. 'n couch potato is happy net daar met sy TV. 'n Leier voltooi niks. Selfs as hulle dit sou begin, maak hulle nie klaar nie. Hulle maak niks klaar nie. Gaan al die besem in die skoppie uit en dan staan hulle aan die kombuis. Dit gaan uithaal, jy gaan op die kombuis vee. Weet nie gesê wanneer nie. Hulle gee vinnig op. As daar bietjie wind van vooraf kom, nee, pastoor, hierdie is nie vir my nie. Hoe weet jy is nie vir jou nie? As jy nie probeer het nie, hoe weet jy het gaan nie werk nie? Hulle het sommer besluit, dit gaan nie werk nie, want dit lyk na te veel moeite. En as ook vir jou sê, nee, ek gaan nie dit doen, is nie moeite werk nie. Ek gee vir iemand geleentheid om te kan gaan werk. Sê hulle, wat is die pay? Sê ek 6.000 'n maand. Nee, ek staan nie op vir daai geld. Ja, mense is verwant. Geen nie om oor enigiets of oor enigiemand nie. Hulle stel nie belang nie. Hulle gebruik die verskoning. Baie mense gebruik die verskoning. Pastoor, jy moenie vroeg by my uitkom nie. Ek sien oggendmense. Of ek is nie op my beste in die oggend nie. Jy al daar gehoor, né? Ek sien oggendmense, want jy sê ook nie middagmense en aandmense nie, want jy is nie 'n mens nie. Want 'n mens is nie veronderstel om net te lê nie. 'n Luislang doen meer as party mense. En sy naam is luislang. Daar is geen haas op dringendheid omtrent enigiets by sulke mense nie. Môre is nog 'n dag. En môre word gevolg deur oormôre en so gaan ons aan. Pastoor, laat God vader oor God se akker loop. Dit sal regkom. Dinge kom nie reg nie, mens maak dinge reg. En van die jong klomp wat TV games speel tot watter tyd in die nag en nie weet watter tyd om op te staan nie. Dis baie maklik. Sontyd is werktyd. Donkertyd is slaaptyd. Amen. Is dit moeilik om dit te verstaan? Uit hoeveel ure bestaan 'n dag en 'n nag? Een volledige dag bestaan uit 24 ure, né? As jy hom deel in 3, is 8 ure elk. 8 ure om te slaap. 8 ure om te werk. En 8 ure om die dinge te doen wat jy moet doen. Dit is om jou naaste by te staan, dit is om in jou huwelik te werk, dit is om tyd aan God se teenwoordigheid te spandeer. Jy het 8 ure om al daai dinge te doen. Met ander woorde, as jy nou vir 16 ure slaap, is daar net 8 ure oor. Nou moet jy jou hele ander goede daaraan werk. Jy moet gaan werk. Jy moet jou familie en die Here en almal om jou, moet jy die nodige aandag gee. Maar jy moet dit nou net doen in 8 ure. Want jy het 16 ure geslaap. Verstaan jy? En ek wil vandag vir jou sê, elke oomblik van elke dag wat jy gemis het, wat God vir jou in stoor gehad het, is 'n dag wat vir ewig verby is. Jy kan dit nie opmaak nie. So moenie vir my sê ek het, pastoor, jy weet, ons het ver gery. Ons het 2 dae gery, nou moet ek 2 dae slaap. Jou liggaam kan so seer wees en kan voel of jy geloop het daai hele pad. Want God het nie jou liggaam gemaak om vir 12 ure te slaap nie. Jy moet 8 ure slaap en dan moet jy gaan werk. En as jy van die werk af kom, moet jy die dinge doen wat jy moet doen, sodat jy weer kan kom waar dit slaaptyd is, sonder om skuldig te voel. En lei mense voel ook nie skuldig nie. Ek doen wat ek wil, dit is my eie baas. Okay. Die Bybel is baie, baie ernstig en streng wanneer dit kom by leiheid. Stem julle met my saam dat die woord van God sê, Salomo was die slimste ou. Voor hom was daar niemand so slim soos hy, en na hom sal daar niemand slim wees soos hy nie. So Einstein en al daai mense wat goedetjies uitgevind het, was nie so slim soos Salomo nie. Want die Bybel sê dit. En Salomo sê vir ons, Spreuke 13 vers 4, die luiaard sal honger word nie gestil nie.
Luiaard se honger word nie gestil nie. Maar dit is moeite om eerste plek iets te kry, weet jy? Dan moet jy dit in jou mond sit. Dan moet jy dit nog kou. En dan moet jy dit nog sluk. Dis werk hierdie vir ou wat niks wil doen nie. So hy gaan honger slaap, nee. Sy honger word nie gestil nie. Spreuke 12:27, die luiaard gaan vang nie eers iets om te braai nie. Stel jouself voor, God se volk kom uit Egipte land uit, hulle is in die woestyn, God stuur kwartels en manna, want hulle moet eet. Nou is van papa en sê, nee, ek hardloop agtergrond vol aan nie. Hoe moet ek die vere pluk en julle wil net vreet? Ek moet opstaan en gaan manna optel. Wat van julle? Doen julle die bietjie, ja? Tyd nodig om te rus. Vir 40 jaar, maar nie tyd om te rus, broer. Spreuke 19 vers 15, lui dat 'n mens diep slaap. 'n Lui mens ly honger. Ek wil 'n voorbeeld gee. Boetie of sussie, daar sit daar voor die TV games. Dan kom mamma van buitekant af van die shopping wat sy nog net gedoen het. Dan dra sy dit, sy het die shopping gaan doen in die winkel. Sy het dit in die kar gelaai. Sy het die kar huis toe gery. Sy kom by die huis dan moet sy hy groceries wat sy gekoop het, moet sy in die huis indraai. En as sy daar by die kind verby gaan sê, mamma, gee my die koeldrank aan. En dan doen mamma dit. Mense is fools. Jo. My skoonpa het 'n sering gehad. Hy sê sy huis is 'n vraskip, dis nie 'n passasiersskip nie. Daar's nie passasiers in sy huis. As jy kan bring, jy kry jy 'n ander blykplek. My skoonpa was streng. Daar het nie lui kinders nie. Hulle het reg geleer van kleintyd af. Spreuke 19:24. 'n Luiaard steek sy hand in die skottel, maar bring dit nie terug na sy mond toe nie. Dis te veel moeite. Alles is moeite. Ja, pa, ek sal die gras nie, maar weet jy hoe lank is hy draad wat ek moet afval? Pa moet ons 'n petrolgras nie, ek weet nie alleen maar die draad nie. Dis baie werk om my draad na die pad uit te vat. Man. Ek sien nie eers kinders wat gras sny nie. Toe ek 'n laaitjie was, dat ek julle 'n bietjie vertel. My pa het in die motortryd gewees en hy het lang ure gewerk. Saterdag gewerk. Toe ek nog so seentjie was, seker toestand 5, ons het op 'n plot gebly. Groot gras. Dit wat die grasperk was nie, was kweek, maar dit was vrugtebome en dit is ook gesny. Dis gesny met die trekker. Die trekker se goede moes jy elke 3de week sny. Die gras moes elke week gesny word. 2,5 morg onder gras. En ek was 'n klein mannetjie. Ek moes daai hendel afstel om my gras neer te stoor, maar ek het gras gesny, want my pa het nie tyd om dit gehad. Dit my pa gesê ek moet dit sny. Nee, ek het my verantwoordelikheid gehad. Ek bly by plot en as my maatjies kom kyk moet dit mooi lyk. Ek het die gras gesny elke 3de week. Daai klein mannetjie, ek moes op hy klats van hy trekker staan. Ek kon hom nie trap nie. Ek moes hom spring. Wat ek kan ingaan dat ek hom aan raad kry. Ek was 'n klein mannetjie. Maar ek het gras gesny met daai trekker. Ek moes die gate wat ek uitgespin het met die ander gras en my pa het hom naderhand weggevat, want dit het meer gekos aan loan repairs as iets anders. Ek het my 'n ryggrasnyer gekry en weet jy hoe kan 'n ryggrasnyer spin? Dis nie glo nie. Dit het my hier te staan gekom, nee, want ek het gespeel in steede van werk en dis ek terug op die push lawnmower. Ja. 'n Luiaard duur nie, of hy ploeg nie in die saaityd nie, en soek in die oestyd na iets wat daar nie is nie. As jy die saad in die grond sit nie, hoe gaan jy oes? Wat gaan jy van die land afval? Jy lê die hele dag. Kom einde van die maand, dan dink jy gaan goed kan betaal. Snap jy nou ook, mense? Daar's 'n ding soos realiteit. Spreuke 26 vers 13, die luiaard se verskoning is, daar is 'n leeu in die pad, daar is 'n leeu in die straat. Dis nie wat ek sê, jy weet die Bybel hierso. Heinrich, maak vir my gou by Spreuke 26 asseblief. Vers 13, lees vir die mense wat smaak my, hulle glo my nie. Die luiaard sê daar's 'n leeu op die pad, 'n leeu in die plein. Amen. Nuwe vertaling sê leeu in die straat. Is dit realisties om te sê daar's 'n leeu in die pad? Ek kan nie nou so toe gaan. Ek kan nie nou winkel toe gaan nie, pa. Daar's 'n leeu in die pad.
Hulle sal die grootste klomp snerp aanwend as 'n verskoning net om dit nie te doen nie. Hulle praat onsinnighede net om dit nie te doen nie. Wil jy nie die gras laat spuit nie? Ja, ek het gehoor as het gaan reën. Maar is nie 'n wolkie in die lug nie. Weet dat hy nie hoef jou spuit te vat en die gras nat te spuit nie. Dis die water wat nat spuit. Jy moet net jou spuit vashou. Dis nie moeite nie. Maar dis vir baie mense net eenvoudig te veel werk. Jy staan op, dan gaan vra jy iemand om jou te help. Nou al wat by die huis is dit die jong mense, die tieners. Dan klop jy 11 uur na die deur. Dit lyk soos 'n graf. Dan gaan jy in, want jy toegang tot die huis, dan kom jy daar en smort uit. 11 uur in die oggend. Dan moet jy al reg gemaak het om te begin lunch. Nie nog snorke uitpak nie. En dan moet jy hulle 11 uur wakker maak, sodat jy jou 12 uur kan help. Jong mense van vandag. En as jy hulle skuld, is ons skuld. Want ons maak lui jong mense groot. Pa, bring bietjie van my koeldrank, maar weer 'n broodjie maakie. Maar jy sit 'n TV game speel. Jy gee soveel aandag aan hy TV, dis jou koning, vra vir hom vir jou brood te maak. Want jy doen niks vir jou ma en jou pa nie, hoekom moet hulle vir jou brood maak? Hoekom moet hulle vir jou koeldrank ingooi? Ons kinders is verwant mense. En moenie met daaroor praat nie. Hulle is slim, hulle weet alles. Jy sal hom niks sê nie. Maar ek wil vir jou vandag sê, my liewe broer en suster. Jy moet leer. Kennis kom deur lees en leer en luister en doen. Wysheid kom in die dien van God. God gee vir jou wysheid van hoe om hierdie dinge te hanteer. Ons ouers het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders en ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Ons moet ons kinders reg leer, want God sê ons moet hulle reg leer. Want hy sê vir ons hierso in Spreuke 13 vers 24: Wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. As jy hom lief het, sal jy hom straf wanneer dit nodig is. Nou sê die regering, jy mag nie jou kind pak gee nie. En nou loop hulle aan die straat en aanspreek omkeer, want dit is die regte ding om te doen. Nee. As jy nie jou kind mag pak gee om die regering so sê nie, dan moet jy maar 'n ander manier kry van straf. Sit maar die wifi af. Vat maar jou selfoontjie weg. Doen net iets wat hulle kan voel, maar jy is nie regverdig nie, want dit wat hulle doen is ook nie regverdig nie. Dit wat jy saai, gaan jy maai. Tessalonisense 3 vers 10. Al die ander goed as in die Ou Testament, dan is dit maklik om te sê, pastoor, maar weet ons lewe nie in die Ou Testament, daar is alles Ou Testamentiese goede. Ek lewe net in die Nuwe Testament. Nou het ek vir jou 'n versie in die Nuwe Testament. 2 Tessalonisense 3 vers 10. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ja, amen. As jy te lui is om te werk, moenie dink jy gaan eet nie. Niemand is verplig om vir jou kos te gee, om vir jou petrol in te gooi, om vir jou bediende te betaal. Om vir jou bediende te betaal, maar ek moet my eie huis kom maak. Hoor jy wat ek sê? Mense is verwant. Pastoor, asseblief, kan jy my help vir geldjies, want ek moet iemand kry om my huis te kom spuit vir die weerluise. As jy jou huis skoon gehou het, was daar nie weerluise nie. Mense is so gemaklik, die pastoor moet alles doen. Weet jy wat is die taak van 'n pastoor? Om seker te maak dat jy hemel toe gaan. Om die woord te bring wat God gegee het. Om jou by te staan in die waarheid. Om jou te bemoedig, om jou te bekragtig, om jou te help, sodat jy kan reg optree. Ek is nie daar om agter jou aan te ry nie. Ek is nie daar om jou gras te kom sny omdat jy te lui is nie. As jou gras lank is en jy wil dit gesny en dan vra jy vir my, dan bring ek miskien my grasnyer. Ek sal jy sien, hoe lyk die res van jou goed, net dan breek jy my grasnyer op. Dan kan jy jou gras sny, maar ek sal wag vir my grasnyer. Moenie dink ek gaan my grasnyer bring en jou gras sny nie. Dis nie die werk van 'n pastoor nie.
Ek is nie 'n boesman nie, ek is jou pastoor. Staan ons mekaar. En dit is hoe het wees. My sis wat hier sit, hulle werk met mense wat aandag en versorging goed en nodig het. Hulle kan nie jou ronddry van enige bakketel omdat hulle jou hospitaal toe vat nie. As jy weet jy moet tyd hospitaal toe gaan, dan sit jy geldjies weg dat jy die bus kan vat. Want mense is te gemaklik geword. Ons lewe in 'n wêreld waar almal moet alles vir iemand doen. Niemand doen nie iets self nie. Jy kan die mooiste fiets hê, maar as jy nie daai pedals trap nie, gaan jy nêrens heen nie. Kan nie anders sit hier so met 'n monster van 'n dragster. Maar as sy nie begin om daai dingetjie te maak nie, dan gaan sy in die kerk bly tot volgende Sondag. Elke ding wat jy wil doen, dit kos effort. Vind wat jou hand vind om te doen. Nou kry jy skenking van groente. Of vanaand dan eet jy brood. Of vraag ek vir jou, hoekom eet jy nie groente en ek het jou groente gegee? Jo, pastoor, om baie goed te skil is nie om maat nie. Maar jy sit by die huis, jy doen heel dag niks. Skil jy goed en vries dit. Kan jy die hele week groente eet, maar nee, is moeite. Wil jy nie vir my dit doen nie? Jy gaan vir die brood gaan oplaai nie. Nee, pastoor, ek kan het, moet nie worry nie, ek doen het self. Kan ek jou vraag, wil jy nie net as jy daar voorbij gaan, jy ry nou daar voorbij, wil jy nie net hierdie draai persoon aflaai? Los het. Ek sal gaan. My kinders het so groot geword. Ek kan nie 'n lam sak. Daar is een dier sonder 'n ruggraat. 'n jellyfish. Nee. Oké, daar seker ander diere ook, maar 'n jellyfish. Mense wat jou pop. Te moeilik om aansoek te doen. Dit laat my dink aan 'n jellyfish, en tot 'n jellyfish kan hy inspoeg as hy moet. Tot die natuur, die ding wat eintlik die minste moet kan doen. Hy sorg vir homself. Mense is laaks, lui. En ek sê nie almal nie, maar mense is sleg. En ek sê nie jy is sleg nie, jy is ons nie onder daai kant geskeer nie, want jy is ons nie lui nie. Maar as mense wat te lui is om te lewe. En die probleem is met luiheid, dit is soos angs. Kyk nou, dit is goed om besorg te wees. Ek is besorg oor my gemeente, nee. Ek gee om. As ek nie daai besorgdheid aandag gee, en seker maak dat nie verder gaan, word ek bekommerd oor julle. Is dit reg? Wanneer ek daai bekommernis nie op 'n stadium stop nie, dan raak ek beangs vir julle. En wanneer ek daai angs nie aandag gee nie, dan voel ek naderhand, dit kan nie meer nie. Wat gebeur? Ek verval in depressie. Dan is 'n ding wat eintlik so groot was, vat nou soveel van jou tyd. En weet jy wanneer jy lui doen en jy doen niks nie, en dit lyk niemand gee vir hom nou al beklei net met jou. Kyk net hoekom. Jy kan nie as jou ma in die oggend werk toe gaan, op die TV games wees. En as jy ma van die werk afkom, is jy nog in die TV games met jou government op die pyjamas aan. Dit werk nie so nie. Jy het 'n dag wat God tot jou lewe gevoeg het jy gemors. Jy het daai dag vir God teruggegooi en gesê ek het dit nie nodig nie. Ek sê ek met my TV game. God het jou talent en vermoëns gegee. Ja, gedie, wat 'n broer, hou maar vir homself sorg. En dan raak dit so dat jy voel niemand gee meer vir jou om nie, maar dis jou eie skuld. En dan verval dit ook in depressie. So iemand wat nie na homself kyk nie, eindig op in depressie. Want jy gee nie die nodige goed aandag en dan kan jy dit uitsorteer nie. Wanneer ons 'n mens is wat 'n bietjie negatief is, dan moet ons maar net meer met positiewe mense te doen kry. Ons moet net bietjie meer begin kyk wat ons het en wat die Here vir ons doen. Ons het guns by God, mense. Ons sit hier so vandag. Almal is gesond. Hy broer van my het hiernatoe gestap. Hy het nie sy oksigen saamgebring nie, want hy is besig om sy oorlogie te geveg. Sy geveg is reeds gewen deur koning Jesus, maar hy moet sy eie oorlogie moet hy uitsorteer. En hy is besig, hy sê hy warm lug in hy longe in, sodat hy kan nie by die kerk uitkom. Hy stap. Is ek reg, my broer? Is dit maklik om hier te kom altyd? Sien, hy het gekies om kerk toe te loop. Een van die dan kom hy aan met die oksigenborrel, dan gaan hy vir jou gee dat ek nog gebruik vir 'n nitrosborrel. Gaan hy nie nodig hê. Want sy gesindheid is reg. Omdat hy emfyseer met, is hy nie besig om dood te gaan nie.
Omdat jy besef het, maak dit net vir hom bietjie moeiliker om sekere dinge te doen. Dit is die mindset wat ek moet hê. Omdat ek 'n bietjie oorgewig is, beteken dit nie ek kan goed nie doen nie, dit gaan my net 'n bietjie langer vat om dit te doen. En as ek daarby kan berus, dan gaan ek dit nog steeds doen. Ons gaan nie allemaal dieselfde lyk as toe ons jonk was nie. Toe ek jonk was, het ek 'n borskas gehad, nou het ek 'n handkas, maar ek's nog ek. En ek is nog steeds nie lui om dit te doen nie. Hierdie jong mense van vandag sal nie saam met my paving op pad nie. Hulle sal nie saam met my konkreet lei nie. En ek is 'n toppie. Ek sal amper 50. So wat ek jou sê is, jy is so oud jy voel jy is. Kom David loop met sy karretjie of hy kom hier aangejaag maar hy het rekster van hom, maar hy gaan waar hy wil gaan. Hy gebruik nie die verskoning van ek is 80 of 81 jaar oud en ek kan nou niks meer doen nie. Hy sê God het my die krag gegee om dit te doen en ek kan doen tot God my kom haal om te doen. Gaan praat met Annie hierso, dan sien jy. Vanmorgen van ek sê met Annie, hoe gaan het? Want hoe staan sy op toe ek aankom? Gewoonlik sit sy daar op haar stoeltjie. Ek sê met Annie, hoe gaan het? Baie goed, pastoor, die Here is goed vir my. Maar beloof my, die sal nooit vir my ophou bid nie. Ek sê, ek sal nie ophou bid tot die Here kom haal. Sy sê my, wat 'n lekker dag sal dit nie wees nie. Verstaan jy? Sy is 90, hoeveel? 91. Sy het meer lewenslus as baie mense van 18 of 21. Hulle is klaar op. Die kerk is hierso. Hey, pastoor. Is 3 blokke om te loop. Maar as jy sal uitbetaal, dan stap jy Shoprite toe. Verstaan nie? Net sekere tyd van die week wat ou kan stap. Die res van die week, hulle vat dit seker Sondag as 'n rusdag. Ek rus, ek stap nêrens hier. Jy gaan word soos wat jy dink. If you believe it, you can achieve it. As jy niks dink nie, gaan jy niks bereik nie. Hoor wat ek jou sê. As jy nie 'n droom het nie, hoekom sal jy wil opstaan in die oggend? Jy moet ideale en drome hê. Jy moet dit vir jouself daar stel en sê, dit is wat ek wil bereik in die lewe. Hoe gaan ek daarby kom? Toe my klein seun nou huis na toe getrek het, toe ek al 'n lekker talk met hom gehad, want hy is een van daai wat hy kon maklik deurnag game speel. En die volgende dag, lyk op hy sy dag en sy nag omgedraai het. En toe sy aan die ander kant toe, het ek 'n lekker talk met hom, sê my, wil, jy gaan nou daar, waar ander mense betaal om te gaan vir 'n vakansie, jy gaan nou daar bly. Gaan vang vis, gaan werk, en nou het sy kom vir hom werk gegee. Magda is vir ons te seun. Hy is 'n maklike mannetjie daai nie. Hy kom sê, jy moet vir my werk, ek is jou oom en ek is lief vir jou, maar as ons werk ons. En nou die klein mannetjie gaan nou daar aanval. Verstaan jy? Ek het nog gepraat, ek het gesê, die geleentheid om iets te gaan doen, gaan kry jou skipper's license, ek gaan jou stap om te gaan visvang. Doen wat jy kan doen, sodat die Here jou kan seën. As jy niks doen, het God niks om te seën nie, want God seën 'n poging. Ja, amen. As Jacques en Jenny besluit dat nee, ons as hier in Gerard Maritz in die skool, Homer College, niemand gaan oor ons worry nie. Nou sit hy 2 pragtige mense daar, jong mense, al 2 prokureurs. So julle moet check hoe julle my behandel. Ek het 'n prokureur of 2. Hulle is pragtige mense, maar hulle het besluit, hulle gaan nie dit waar hulle vandaan kom, bepaal waar hulle heen gaan nie. Ja, amen. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, dit maak saak waar jy op pad is, en waar jy op pad is gaan bepaal word deur jou intellek, deur jou denke, deur dit wat jy besluit. Ek het arm groot geword, daar was nooit 'n tekort aan kos nie, maar ek kon nie 'n nuwe bicycle kry. Ek het tot vandag toe my lewe nog nooit 'n nuwe bicycle gehad nie. Lyk dit of ek iets mis? Ek het daai second-hand bicycle getrap wat hy kreem. Net so vinnig gery as die ouens wat nie met nuwe fietsse gery het, nee. Ja. Moenie worry oor wat jy nie het nie, maar wees dankbaar vir dit wat jy wel het. Ja. Ons het nie vandag, ons het gesondheid, ons het intellek. Nie een van ons is lui nie. Kyk my in die oë, nie nou afkyk nie. Want God het ons vermoëns gegee, God het ons 'n wil en 'n ywer gegee om te gaan om iets te doen. En nou moet ons net dit doen wat ons besluit het ons gaan doen. Ek het met jou nou eendag gepraat oor nuwe jaar voornemens. Moenie maar daai goed begin.
Want hy moet nou net vir die eerste week, of tot die eerste spierpyn, en dan, hierdie melk sê, gaan seker hele jaar hou. Gaan nie weer oefen nie. Dis nie met werk nie, ou. Pieter ken panel beating. As hy nie besluit het om 'n panel shop op te maak nie, sou hy aangegaan het met panel beating. Of gaan hy een oggend opstaan en sê, ek is nou moeg vir duike, en ek is moeg vir 'n geraas in my ore, en ek kan nie meer duik in die oog kyk nie. Jy gesien hoe smaal hy as dit reën. Nie omdat hy 'n groenteboer is nie. Hy weet, ander man is 'n tyre is glad, hulle kan nie vanaf stop nie. Die werk kom en is dit reën. So, wees dankbaar oor alles. Party is dankbaar omdat dit reën, omdat hulle groentewater kry. Ander is dankbaar omdat hulle landerye water kry. Ander is dankbaar omdat hulle plaasdamme vol word. Ander is dankbaar omdat hulle tuine mooi kry. Ander is dankbaar omdat hulle panels op word vol. Daar's altyd iets om dankbaar te wees. Amen. En dit is nie altyd hoe slim jy is wat jy bereik nie. Jy hoef nie 'n ingenieursgraad te hê om suksesvol te wees nie. Jy moet net jou savvy gebruik. Ek ken iemand wat baie suksesvol is, wat nie 'n graad agter sy naam het nie. Hy is 'n mens, second to none. Jy is wat jy moet wees. As you want to be a loser, cool met my. As jy uitgaan, kyk sommer vir jou pad, huis toe na 'n ander kerk, want ek akkommodeer nie losers. Ek hou my op met wenners. Mense wat lewensideale het, mense wat 'n toekoms vir hulle self en vir hulle kinders wil bou. Mense wat ywerig is om iets in die lewe te bereik. Dit is wat 'n kind van God doen. Die duiwel lei almal in die neus rond. Jy hoef net te doen wat jy wil, ou, hierdie is 2026. Amen. 'n Mens is wat jy dink jy is. So as jy dink jy's 'n loser, is jy 'n loser. As jy vir jouself 'n doel voorstel en jy dink dit is haalbaar, dan gaan jy vir dit. Onmisluk jy nog 2 keer. Branson, Richard Branson was paar keer bankrot. Jy het geweet. Paar keer bankrot, is dit 'n skande om bankrot te wees? Nee, leer net deur jou foute. Ek het alles verloor. Maar die Here het my meer gegee as wat ek ooit kon vra. Die Here het my beter gegee as wat ek ooit kon kry. As hy nie meer daai rooi kop gegee het nie, het ek kan nie gehad nie. So ek het nog steeds guns met God gekry, hoewel ek gevoel het, die mandjies onder my uitgevra, het die Here van beter geweet, en het my 'n maat gegee wat my kan toevul in haar liefde. So het elkeen van ons iets om na uit te sien. Maar ek wil vir jou sê, jy moet van jou bank af opstaan. Jy moet van die bed af opstaan. Het jy al gehoor, as jy nog lê in die oggend, dan gaan jy Adidas voor 'n lacher vir jou. Want hulle weet, jy is op 'n losing pad. Jy is op pad na verlorenheid, daai Adidas gegil hulle dood. Hulle vlieg al. Jy het nog nie eens opgestaan nie. As daai leeu in die oggend opstaan en hy stap daar so en hy kyk. Het jy gesien agter op 'n rooi bokse bout is daar so teken, né? Dis 'n Bosveld McDonald. Met 'n M-sein. As hy leeu so kyk en hy kyk vir hy Bosveld McDonald's, dan kies hy vir hom enetjie. En as hy op daai een gesit het, dan is dit sy ontbyt. Tensy daai enetjie gesê het, ek hardloop vinniger as jy iets ontdoen. Hy moet een uitsonder, hy kan nie almal wil hê nie, want dan gaan hy honger slaap. Hy moet een uitsonder en dan moet hy gaan vir daai ene. En as hy daai een gemis het, moet hy onmiddellik fokus op die volgende een, anders gaan hy honger slaap. So as jy 'n ideaal gehad het, dit het jou verby gegaan, moenie nou net gaan honger slaap nie. Kry 'n volgende target en volg daai ene. Moenie laat die duiwel jou lang lê met ek kan nie. Jy kan as jy wil. If you can dream it, you can do it. God sal nie vir jou 'n gedagte gee wat bo jou firma plek is nie. Partykeer moet ons net so 'n bietjie meer insit om daai suksesvol te bly. Ons gaan suksesvol wees. Om dit te kan bereik, moet ons kan bring. Onthou net, ek sê dit altyd en ek sê dit weer en ek het dit al gesê, ek sal dit sê vir die dag wat jy kop neer lê. God seën 'n poging.
Amen. Doen iets, dan het God iets om te seën. Baie mense moet gaan na die mure en die woord van die Here sê ons moet gaan na die mure en moet oorwys want hulle werk en hulle doet en hulle staat nie. Presies, we het ons gelees net nou. 'n muur het nie 'n baas nie. Hy het nie iemand wat sê jy moet nou opstaan, Boeta. Hy weet wanneer tyd is om te gaan graaf. Hy het nie verskoning nie. Ja, pastoor, maar jy weet, jy sê nou niemand het hom nog nooit doodgewerk nie, maar ek sê bereid om my kans te vat. Wat sê ek hier speel? Jy sal jou nie doodwerk nie. Doen net wat jy moet doen. En ek sluit af met hierdie volgende en wil ek hoor. Volgens dit wat ek vandag met jou gedeel het. No work, no food is 'n goddelike beginsel. Ja. Amen. Amen. Jy hoef nie oor te gaan slaap nie. Doen net iets. En dit sal vir jou te deur val. Amen. Amen. Hemelse Vader, is ons 'n kosbare voorreg om te kan afsluit nou met hierdie boodskap. Here, dankie dat U elkeen se gedagtes gevul het met U gedagtes. Here, U gee vir ons wysheid, U gee vir ons vermoëns, U gee vir ons insig. U bekragtig ons om te doen wat U wil hê ons moet doen, Here. En solank ons binne U wil beweeg, dan sal ons die vermoëns hê om te doen, om te bereik wat U wil hê ons moet bereik, Here. Want kan ons die mens wees wat U wil hê ons moet wees, Here, maar U stel nie belang in 'n lamsak nie. Ons weet, Here, dat jy in die woord sê dat 'n luiaard leef in sonde. Ja. Want dit wat hy sê, dit wat hy doen is negatief. En om te bang te wees om iets aan te pak is nie 'n verskoning nie, Here, want U sê as ons U die wysheid vra, dan sal U vir ons die insig gee. U sal vir ons die regte pad lei, wanneer ons hand in U hand sit, Here. En ons dank U vir hierdie wonderlike voorreg. Here, dankie dat elke boete en elke sussie vandag besef, daar is iets om te doen, sodat ek iets kan verkry. En ons prys hiervoor in die kosbare wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, ek gaan vra dat die broers me gaan